Goeiemôre gemeente. Welkom in die erediens op so 'n koue en nat oggend. Ek is verbaas, daar's nie meer wat in die bed gebly het nie in hierdie weer so in die middel van die somer nie. Maar welkom aan elkeen wat hier is en dankie ook dat ons die voorreg het om saam met mekaar vanoggend iets van die Here se teenwoordigheid te beleef. Enkele aankondigings, so sê sommer geluk vir almal wat verjaar. Vandag verjaar Megan, maar 5 Maart daar's ook 'n klompie verjaarsdae deur die week. Neem asseblief 'n blaadjie, lees rustig daardeur. Die name is ook hier op die bord. Veel geluk aan elkeen wat verjaar. Mag dit 'n mooi jaar wees en sommer net 'n lekker en 'n spesiale dag. Ons 'n klompie mense aan wie ons dink. Ons dink aan Isak Norkee, Sakkie. Dis Melanie Kutse se pa wat 'n hartklepvervanging ondergaan het en toe daarna komplikasies ontwikkel het na die operasie. Ons hoop en dink saam met hulle en glo dat daar ook spoedige beterskap sal wees. Jan Hardes wat op 10 November 'n voetoperasie gehad het en daarom tuis aansterk. Jenny Raad wat die 20ste November, Lukas, sterkte vir julle, 'n groot rugoperasie ondergaan. Ons dink aan julle ook in hierdie tyd. En dan oom Antonie Guldenhuis of regter Antonie Guldenhuis het maandag die 24ste November 'n enkel operasie ondergaan en ons dink ook aan hom wat die herstel van dit gaan 'n enkel operasie ondergaan die 24ste en ons dink ook aan hom in hierdie tyd. Dan is ons opgewonde om julle uit te nooi om deel te neem aan hierdie Kersinisiatief, die kinderhuis, Bramley Kinderhuis. Ons wil graag vir elkeen van die kinders daar net 'n nuwe stel somersnagklere koop en vir hulle gee. En ons vra dat julle ons sal help in hierdie inisiatief. Buite op die stoep is daar 'n kersboom en daar is kaartjies met name op. Neem vrymoedigheid, neem 'n kaartjie. Daar binne sal die besonderhede wees van die jong mense en jy sal weet vir watter grootte en of dit 'n seun of 'n meisie is vir wie jy koop. En dan vra ons sommer maar net vir iets lig, mooi, gemaklik om in te slaap wat ons vir hulle kan toedraai en onder die kersboom vir hulle bære. En ons vra dat dit gereed sal wees wanneer ons saam met Groenkloof die Kersliedere by Kerslig vier, dan bring ons al die pakkies daarheen. Jy's ook welkom om die pakkie by die kantoor af te gee as jy nie die geleentheid gaan bywoon nie. En dan kan ons dit vir hulle onder die kersboom pak. Goed, ons vra net dat indien jy 'n kaartjie van die boom afneem, skryf tog net vir ons jou naam neer sodat ons net as indien daar ander inligting is wat gekommunikeer moet word, dat ons jou in die hande kan kry. Dan is dit ons jaarlikse wynveiling om die draai, die 28ste November Vrydag. Al die besonderhede is in die gemeentebrief. Daar is nog tafels beskikbaar, daar's nog individuele plekke beskikbaar. Dit is een van ons grootste kuiers en ook besonderse fondsinsameling. So ons nooi uit indien jy nog nooit 'n wynveiling bygewoon het nie, kom kyk gerus, kom kuier saam. En as jy 'n ou wynveiling bywoner is, dan sien ons uit om jou ook weer daar te sien. En dan die Kersangdiens, dit is 'n bedrywige naweek, want die Kersangdiens is die 30ste, die Sondag, die aand. Oudergewoonte sing ons saam met ons uit ons skatkis van Kersliedere. Dis 'n spesiale aand, dis 'n gemaklike aand wat ons sommer net almal saam sing. Ons kinders trek aan soos engeltjies en herders en kom sing saam met ons. So merk dit ook sommer op jou kalender en ja, ons sien uit om julle dan ook daar te sien. Ek wil ook sommer net noem dat die koffiewinkel wat hier in Giovannetti straat is, het wel oopgemaak, so naweek terug, ook in 'n nat en 'n koue naweek sonder elektrisiteit. Maar gaan gerus in die week en gaan drink 'n lekker koffie daar by haar, koop 'n koffie. Dit is op so 'n manier ondersteun ons ook vir Jackie, wie se koffiewinkel dit is. Die wil sê vir my, gaan ek voort sonder ligte of is die krag wel af? Goed. Okay. Gaan jy gemaklik wees op die klavier? Dankie Ronel. Dankie dat jy ook hier is Ronel. Ons waardeer jou en kom ons gee jou net 'n oomblik dat jy voel of ek en jy albei net ons goedjies bymekaar moet kry. Terwyl ons so sit en net 'n oomblik rustig raak,
gaan ons toetrede lied sing, lied 163, terwyl ons so sit soos 'n wildsbok wat smag. In Exodus 34 lees ons, God word aan die woord gestel en God sê, ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Liewe gemeente, jy word vanoggend gegroet met twee van die mooiste woorde, genade en vrede. Vrede wat in Bybelse taal beteken om heel te wees, genade en heelheid van God ons Skepper, Jesus die Here, deur die werking van die Heilige Gees. En ons gaan nou 'n bekende lied saam sing en ek gaan vra dat julle staan op berge en in dale en oral is my God. En wanneer ons dit sing vanoggend, veral op 'n oggend waar ons die mense wat na aan ons is en ongelukkig ons aan die dood moes afstaan in herinnering gaan roep, word hierdie vanoggend 'n stuk belydenis wat ons so saam sing. Kom ons staan. Se profeet en profete was partymal beskou as moeilike mense. Mense wat krities was oor die omstandighede en die huidige toestand waarin hulle geleef het. En deur krities te wees het hulle mense op 'n manier tot inkeer geroep, terug op die regte pad en so meer. Maar die profete was ook mense en dit vergeet ons soms, wat die mense waarmee hulle gepraat het, getroos het. So saam met die kritiese uitkyk en 'n evaluering van hoe God se wêreld behoort te lyk en hoe die wêreld waarin hulle is tans lyk, het hulle ook mense getroos.
En as mens nou Joël lees, dan gaan dit oor 'n ramp, 'n plaag. En dit lyk nie eintlik of daar baie trooswoorde daarin is nie. Maar tog, as jy mooi lees, dan praat hierdie profeet tog ook vreemde woorde oor ons troos. Die tema van ons saamdink vanoggend, die veld word weer groen. En hierdie tema is ontleen aan 'n verhaaltjie wat die Suid-Afrikaanse teoloog Denise Ackerman in een van haar boeke vertel. Die verhaal gee ook later aanleiding tot die titel van haar boek After the Locusts. En Denise vertel hoe sy 1 jaar saam met haar man deur die Karoo gery het op pad na 'n vakansie toe. En terwyl hulle ry, moes hulle die voertuig tot stilstand bring, want daar is hierdie geweldige sprinkaan swerm wat verbykom. So erg dat motors aan weerskante van die pad tot stilstand moes kom. Toe die swerm uiteindelik verbygekom het, kyk hulle na die veld en hulle sien daar is net stoppeltjies. Die gras is totaal en al weg. Daar's geen plante nie en sy sê dit is 'n rare gesig. Sy skryf verder, 'n maand later ongeveer ry hulle terug vanaf die vakansie en hulle stop by dieselfde plek. En daar reën dit daardie dag. En hulle sien waterpoele en selfs 'n lammetjie wat aan 'n ooi drink terwyl sy aan 'n bossie vreet. Sy sê en hulle sê vir mekaar, die veld begin regkom. Die veld word weer groen. Dit het dan natuurlik laat dink aan die sprinkaanplaag waarvan 'n mens in Joël lees. En hierdie hele geskrif in Joël is eintlik 'n stuk poësie. Dis 'n digwerk en hy vertel van hierdie sprinkaanplaag. Kom ons begin by hoofstuk 1. Dit is die woord van die Here wat gekom het tot Joël. Luister hier na, oudstes, gee aandag, al die inwoners van die land. Het so iets al in julle leeftyd gebeur, of in die leeftyd van julle voorouers? Hiervan moet julle vir julle kinders vertel, en julle kinders vir hulle kinders, en hulle kinders vir die volgende geslag. Wat die rispes laat oorbly, dan vertel hulle nou, hy begin nou vertel van hierdie sprinkaanplaag wat swerm na swerm als kom opvreet het. Wat die rispes laat oorbly het die trekspringkane opgevreet. Wat die trekspringkane laat oorbly het die voetgangerspringkane opgevreet. Wat die voetgangers laat oorbly het die kaalvreterspringkane opgevreet. Hulle het verwoesting aangerig in my wingerd en van my vyebome fyn hout gemaak. Staan verslae, saaiboere, huil verdrietig wingerdboere oor die koring en die gars, want die oes op die land is verlore. Die wingerdstok het verdor en die vyeboom het verwelk, die granaat, selfs die palm en die appelboom, al die bome van die veld het verdroog. Ja, mense se vreugde het ook opgedroog. Hoor hoe kla die diere, die beestroppe maal rond, omdat daar nie weiding vir hulle is nie. Selfs die troppe kleinvee kry swaar. Soos die tuin van Eden is die land voor hulle, maar agter hulle lê 'n verlate woestyn. Soos perde lyk hulle, soos oorlogsperde, so hardloop hulle. Soos krygshelde storm hulle, soos krygsmanne klim hulle teen die stadsmuur uit. Elkeen van hulle gaan reguit vorentoe. Hulle verander nie van rigting nie. Die een hinder nie die ander nie. Elke manskap bly op koers. Dan kom daar, soos ons verder lees hier, 'n wending. Skeer julle harte en nie julle klere nie. Draai om na die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Hoor hierdie wending waar hy gesê het, treur, sê hy nou, moenie bang wees nie landerye, juig en wees bly, want die Here doen groot dinge. Moenie bang wees nie wilde diere, want die weiding van die woestyn word groen. Ja, die bome dra hulle vrugte, die vyeboom en die wingerdstok lewer hulle volle opbrengs. Kinders van Sion, juig en wees bly in die Here julle God, want hy gee vir julle reën. En dan stel die profeet vir God aan die woord, soos wat profete dikwels gedoen het. Ek sal julle vergoed vir die jare, toe die trekspringkane, die voetgangers, die kaalvreters en die rispes alles opgevreet het. Dan sal die naam van die Here julle God loof, wat wonderlike dinge met julle laat gebeur het. Dan sal julle weet dat ek in julle midde is. Ek is die Here julle God en niemand anders nie. Na hierdie dinge sal ek my gees uitstort op alle mense.
Dan sal julle seuns en julle dogters profeteer, julle ou mense sal drome droom en julle jong mense sal visioene sien. Selfs op die slawe en slavinne sal ek in daardie dae my gees uitstort. Want op die berg Sion in Jerusalem sal daar ontvlugting wees, ontvlugting soos die Here beloof het. So ongeveer 500 jaar voor Christus het Joël gelewe. En dan lees ons, skryf hy hier van 'n natuurramp wat Juda tref. Dit tref die land, die plante, die diere, die mense. Dis 'n vlaag woestynsprinkane, swerm op swerm en hulle vernietig alles wat voorkom. Hierdie woestyntreksprinkane is in 'n kategorie van hulle eie, dis byna so iets. Die van ons wat familie het in die Noord-Kaap sal kan vertel van jare wat daar ook treksprinkane deur hulle weiding was. Dis so iets waarvan Joël praat en vandag word dit natuurlik op ander maniere beveg, chemiese stowwe ensovoorts, maar in Joël se tyd het die mense redelik magteloos gestaan. En ons het nou hierdie lied gesing, 'n bekende lied op berge en in dale en oral is my God. En daar is 'n sinnetjie wat sê, hy beklee met gras die dal. Hier lees ons, die sprinkane vernietig die gras in elke dal. Ons lied en ons ervaring klop nie altyd so netjies, soos wat ons dit wil hê nie. En hierdie profeet staan nie los daarvan nie. Dit gryp hom ook aan die hart. En dit gaan nie net oor die sprinkaanplaag nie, dit gaan ook oor al die ander dinge wat verkeerd is, waaraan die sprinkane hom herinner. As dit net oor die sprinkane gegaan het, dan het hy waarskynlik nie die moeite gedoen om hieroor te skryf nie. Hy gebruik die beeld van die sprinkane as 'n prentjie van ander krisisse wat hulle beleef het, soos konflik en oorlog en die uitwerking daarvan, en dan werk hierdie beeld na twee kante toe, sommer net vir interessantheid. Hy sê aan die een kant, die aanvallende leer wat hulle teen hulle beleef het, is soos sprinkane, en dan aan die ander kant is die sprinkane wat met die krag van 'n militêre masjien toeslaan. So hy speel hier kreatief met die woorde. Maar die punt is, hy verander hierdie gedig in 'n klaaglied, in 'n treursang. En natuurlik gaan dit nie net oor krisis en rampe wat 'n landskap tref nie. Ek bedoel, ons kan vanoggend dink aan krisisse wat 'n landskap tref, as ons net dink aan die korrupsie in ons land wat soos 'n swerm sprinkane gewoon net vernietiging saai. Maar dit gaan ook oor die klein vlae van beproewing wat oor 'n enkele mens of oor 'n gesin se lewe kan kom. Die pyn van verlies, teleurstelling. Nie een van ons is verhewe bo krisis, verlies, ramp nie. Ons is gewoon net nie gevrywaar teen beproewing nie. Ons kan teleurstelling, verlies geweldig diep ondervind. Maar nou is die vraag, wat gebeur as die stof gaan lê na die plaag? After the locusts, soos Denise skryf. Wat is dan nou die troos wat hierdie profeet nou vir sy mense bring? Jy kan dalk sê, en ek het ook al gesê, kan ek ooit weer gelukkig wees na wat ek verloor het? Na die persoon wat ek verloor het. Want lyding kan 'n mens ook ingrypend verander. Jy word gestroop. Jy is nie sommer net meer dieselfde nie. Maar dan kom hierdie merkwaardige vers, een van die amper onbegryplike wonderlike verse wat ons in die Bybel kry, dat God sê vir die mense wat deur hierdie plaag getuister is, ek sal julle vergoed vir die jare wat die sprinkane opgeëet het. Nou dis vreemd, as iemand sy besittings verloor het, dan wil jy hom vergoed. Maar hier sê God, ek sal jou vergoed vir die jare wat hulle verloor het, voel vir hulle soos jare. Daar het verlore tyd te sprake gekom in hierdie verlies wat hulle ly. En die treur oor verlore jare weer eens, dit kan kollektief op landsgebied of wêreldgebied wees. In ons land en dwars oor die wêreld is daar verlore jare waarop dinge beter kon geword het en dit nie gebeur het nie.
ook op persoonlike vlak. Jy kan in 'n huwelik sê hier is verlore jare. In hierdie gesin en die verhouding tussen gesinslede het daar iets gebeur en daar's verloorlik in jou lewe. Iemand is gewoon trede. Wat gebeur met daai dink het ons saam sou hê? Daar's iets weg. Hoe kan dit vergoed word? Die Here sê ek sal jou vergoed vir verlore jare. Vreemde gedagte. Maar daar 'n ding in hierdie teks. En dit laat my dink iets van die skilder, ons 'n groot skilder in ons land, maar hy het ook in prentjies geteken waarmee hy lewenskommentaar geleef. Ek dink ek het hom al eenmaal hierdie prentjie se naam is Moedeloos. Moes loop in grond, 'n uitdagende omstandigheid en hy sou mens kom sê hy is onmoedeloos. Eindelik sien hy dit het begin. Daar is nuwe. En hierdie prentjie wys sy verras, sy dankbaarheid want Moes het nie meer gedink iets groen kan daar word hy verras deur hierdie nuwe lewe. En Zakariah is net die plantjies waarna Moes kyk. Ons was ook en is ook party Moes wat sommer net moedeloos is, waar Moes staan en eintlik verras word dat daar enigsins uit hierdie situasie kan kom. Hoe lyk dan nou hoe lyk die troos van 'n nuwe nie moontlik gelykheid volgens die wil vir sy mense sê, dit begin in die eerste plek by onthou. En dis wat hierdie reg in die middel van hierdie tussen die treur en die vreugde wat laat middel byna soos 'n skanier weet hulle in die eerste plek maar wie is God? Wie is die God aan wie het? Hierdie herinnering hierdie Here met wie die volk in vers 13 dis daarinde gedeelte wat ons in Eksodus skryf ook hierdie erediens begin het. Daaraan te herinner dat hierdie God nie net enige God is nie, maar die genade, barmhartig, een wat lankmoedig is, vol liefde, roep hierdie profeet eintlik op wat Walter Oud-Testamentikus skryf as 'n bekende krieglike name wat reg soos 'n goue draad loop. Telkens word mense herinner die God wat vol liefde is, barmhartig, vol trou. Die sleutel tot hoop. Onthou net weer. Daar is vernietiging, maar God is die God wat met genade werk. God is die een wat werklik omgee oor jou verlies. Getroubare, jy kan dit maar waag. Dit is wie julle God is, onthou, sê die profeet. Hy is genadig en barmhartig, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Maar dan gaan hierdie teks en hierdie profete 'n stukkie verder om te sê maar net soos wat julle is, onthou ook nie duidelik. Hierdie teks sê vir 'n oomblik saam met jou kan bekyk, dinge sal vir enkele verse van verwoesting vaag en die daaropvolgende droog, van die weiding van die woestyn word groen, die male vrugte, die vyeboom en die wingerdstok lewer hulle volle opbrengs. Kinders juig en wees bly. Die Here julle God, in die Here julle God, want hy gee vir julle reën. Dis wat in hierdie teks beskryf word vanuit 'n diep geloofs-oortuiging dat dinge kan verander. Vriende, ons sou nog steeds vanoggend vir mekaar kon vra, maar wat beteken, hoe werk hierdie nuutheid? Wat beteken dit dan as God sê, maar ek gaan jou vergoed? Ons verstaan dit partykeer te konkreet, te lineêr. Ek het nou my geld verloor en nou moet ek weer ryk word. Of ons sê ek het nou iemand verloor en nou moet ek weer daai iemand terugkry. Ek was nou siek en nou moet ek weer presies gesond wees. Byna soos 'n weegskaal en ek kan weeg wat ek verloor het en nou moet God dit presies so vir my teruggee. Asof God so met die wet van gemiddeldes werk. En dis nie wat dit beteken nie. As God sê ek gaan jou vergoed nie. Hierdie herstel en vergoeding is nie noodwendig 'n herstel van wat ek vroeër gehad het nie. Alles net terugkeer soos wat dit was nie. Baie van God se kinders bly jare lank swaar kry onder lyding. Baie ly onherstelbare verliese. Daar is gewoon dinge wat ons verloor en mense in jou lewe byvoorbeeld wat jy verloor, wat jy voel, maar dit is gewoon onherstelbaar.
Maar dan kom hierdie profeet en hy wil hulle help om te verstaan, God gee anders. God gee op 'n verrassende manier. God gee op so 'n vreemde manier dat as jy deur 'n oë vol trane kyk of 'n donker bril sou kyk, dat jy dit nie aldag sou raak sien nie. Maar as jy dit sien, dan kan jy ontdek dat selfs in tye van onsekerheid, selfs in tye van beproewing, kan dit 'n tyd word van seën. Seën, met ander woorde, 'n tyd waarin ek ten diepste God se teenwoordigheid beleef. En dit beteken nie alles word nou uit die verlede uitgewis nie. Hier's hierdie belewenis, die sprinkaanplaag moet net vergeet word. Ek wil die verliese en die verleenthede wat ek ervaar het net agterlaat. Maar Joël sê nee, julle moet hierdie dinge onthou. Hy begin deur te sê jy moet dit selfs vir jou kinders en jou kleinkinders vertel. Dis op hierdie punt wat ons vir mekaar moet sê, gelowiges mag, en ek wil sê gelowiges moet onthou. Dit kan jou lewe verander. Soos wat ons Jesus se dood onthou. Soos wat ons by die nagmaaltafel sy lyding onthou. Soos wat ons by die doopvond onthou dat ons 'n God het wat na ons toe kom. Weer en weer herinner word, dit is die God wat in genade na ons toe kom, net soos wat ons is. Maar as ons onthou en ook kyk na die krisis of die ellende van die verlede, dan hoef dit nie 'n greep te hê op jou lewe nie. Dit hoef jou nie lam te maak nie. Walter Bruggeman skryf op 'n kol in sy nadenke oor die verlies dat die primêre bestanddeel, die primêre hulpbron van 'n gesonde geloof in 'n seisoen van verlies is aktiewe, vasberade, konkrete, veerkragtige herinnering. Weereens nie herinnering wat jou wil versteen nie. Herinneringe het krag. Dit bring mense by anders kyk na 'n situasie. Dit bring jou by anders ervaar. Dit bring mens by God. Dit kan jou die ergste laat oorleef. Jy kan terugkyk na pyn en verlies sonder om elke keer te versteen. Dit gaan jou nie vernietig nie. Jy kan nie dink oor die verlede en die verlies. Van die nuutheid wat God meebring, is nie sommer net 'n optelsommetjie wat jy kry nie, 'n berekening wat God dit vir jou uitkanselleer nie. As ons iets van die hart van hierdie profeet verstaan, dan besef ons dit is 'n belofte. Dit is nie 'n optelsom nie, maar 'n belofte wat God maak, 'n belofte daar aan die einde. Want op die berg Sion in Jerusalem sal daar ontvlugting wees soos die Here beloof het. God sê, ek gaan by julle wees. En my gees gaan ek uitstort op mense van alle vlees, op oud en jonk, mans en vroue, slawe, slavinne, die armstes, mense sonder aansien, die diensknegte. Op hulle gaan ek my gees gee en hulle gaan profeteer, gewoon vertel van die goedheid van God. En dit is treffend hier by hierdie nuwe lewe wat gegee word, daar's nie onderskeid tussen mense nie. Daar's nie die wat op grond van bepaalde verdienstes iets van God se teenwoordigheid gaan beleef en ander nie. Selfs die wat niks het om te bied nie. Die swakstes in die samelewing, die oues, die kinders, die slawe, die buitestanders, die wat gewoon moeg is, die wat nog nie 'n beerd gekry het nie. Hulle word almal ingesluit. Joël sê, God is met ons en daarom word dit alles nuut. Daarom word alles anders. As God dan nou tussen ons woon, wat beteken dit dan? Wat beteken dit dat ou mense weer sal droom, jong mense oor die toekoms sal kan dink? Dit beteken eenvoudig dat daar nuwe geleenthede vir ons geskep word. Ons kry die geleentheid om getroos te word. Ons ervaar dit dat God die trane van ons oë afvee. Ons kry ook die geleentheid om ander te troos.
selfs wanneer die sprinkane ons wêreld binnendring, kan ons steeds God sigbaar maak vir ander, vir mekaar. Joel verseker hulle, God is in julle midde. God is by julle almal. Kan ons daarop reken? Ons kan. En daarom kan ons maar weer sing, op berge en in dale en oral is my God. En ons kan sing, ons leef uit sy vermoë, word deur sy gees gelei. En ons kan sing, die swaalkies behoed hy, bekleed die gras, die dal met gras. En ons kan ook sing, waar alles my begewe of waar ek lei, daar is God. Waar troue vriende hande nie red nie, daar is God. Selfs in die doodse bande, ja, oral is my God. Amen. Ons slotgebed gaan in die vorm van 'n lied wees. Dis die gebed van Jabes wat ons in die Ou Testament kry. En ons gaan daarna luister nie in gewone Afrikaans nie, maar in Griekwa Afrikaans. Hans Du Plessis het die teks vertaal. Randall Wickham sing dit en ek lees net vir ons die Afrikaanse weergawe. Here, stuur u wolke en gooi u druppels op ons koppe uit. Gee ons weiding, gee ons meer gras. Hou ons tog onder u vlerke vas. Draai ons lewe weer 'n bietjie reg. Laat die huil nie ons in die nagte maklik slaan nie. En die trane nie op die middag skielik vat nie. Hou ons tog onder u vlerke vas. Toe het die goeie Here dit so laat gebeur. Kom ons luister daarna. Here, stuur toch, Here, stuur is 'n wolklikheid. En gooi se druppels op ons koppe uit. Gee onze weidingse, gee onze meerderde gras. Hou ons toch, onder se vlerken se vas. Hou ons toch, onder se vlerken se vas. Draai onze lieve wie 'n bietjie reg. Laat hy ons nie in die nagte maklik slaap nie. En die trane nie op die middag skielik vat nie. Hou ons toch
vas toe die goeie Here dit so gelaat gegediere dit so gelaat gegediere dit so gelaat gegediere. In die proses van herinnering lê die krag van heling en hoop opgesluit. Daar lê gewoon genesing in herinnering. En vir ons as gelowiges weet ons treur nooit sonder hoop nie. Want ons behoort gewoon aan die genadige, barmhartige God, lankmoedig, vol troue liefde. Daar is vanoggend geleentheid vir familie of naby vriende om 'n kers aan te steek in herinnering van 'n persoon wie se afwesigheid 'n leemte in hulle lewe en ook ons lewens laat. Vir die van ons wat nie gedurende die jaar iemand verloor het nie, maar dalk 'n rukkie terug of al eers in jou lewe, dis ook vir jou 'n geleentheid om terug te dink aan daai mense, om hulle menswees en waarom dit 'n leemte is in jou lewe, sommer net so 'n bietjie in herinnering te roep. Ek gaan vir my kollega vra om saam met my voor te staan terwyl ek die name lees. En soos ons die name lees, nooi ons 'n familielid of meer as een of die naby familie of vriende om na vore te kom en 'n kers aan te steek daar waar die naam is ter herinnering van dies wat nie meer met ons is nie. Ek noem ook dat daar aan weerskante ook kersse is met leë naam plekhouers. Indien jy vanoggend hier is en vir iemand anders 'n kers wil aansteek, is jy meer as welkom. Asseblief, kom doen dit. Ek gaan ook vra dat indien daar vanoggend dalk nie iemand teenwoordig is wanneer ek 'n naam uitroep nie, ons sommer ons kerkraadslede kan uitnooi om in te staan en namens die familie 'n kers aan te steek. Neem rustig jou tyd. Ons gaan genoeg tyd hieraan spandeer. Shanay Oosthuizen Erasmus. Gys Engelbrecht. Julle kan nog staan. Julle kan nog staan. Julle kan staan. Karel Stefanus Wessels. Pieter Louis van Wyk.
Nelly van der Merwe. Bameneng Etma Maboy. Minnie Robertson. Hercules Dilman. Jaap Kelderman. Joan Serfontein. Marinda Mabasu. Bibi von Abu. Irma van Zyl. Betsy Kriel.
Andrei Swart. Marie Heid. Bokkie Meyer. Mani Reder. Adrie van die Kerk. Lia Skuman. Mariaan van Wyk.
James Smith. Des Skumbi. Gideon van die Kerk. Tom Fraser. Willem Jordaan. Tokkie Wit. Rika Mulder.
Lenet van der Walt. Ons nooi graag indien daar enig iemand is wat vir iemand wat nou nie op die bord was nie. Dit hoef nie tydens hierdie jaar te wees nie. Kom gerus. Ons sing lied 582 terwyl ons so sit.
Die families van die aan wie ons 'n kers aangesteek het, is welkom om ook na afloop van die erediens jou kers huis toe te neem. Daar is nou geleentheid vir die dankoffers. Slotlied is 'n lied so aan die einde van die liedboek wat dikwels geassosieer word met dankdienste, begrafnisse. En dan sing ons en dan dink ons net aan die lewe hierna. Maar as ons iets van die evangelie, iets van God se koninkryk wat hier op aarde reeds 'n stuk nuutheid wil meebring, iets van die profete se verbeelding oor hoe die wêreld hier en nou meer na God se wêreld kan lyk, dan kan ons hierdie lied ook sinvol binne wêrelds maak. Dan moet ons nie net dink aan die lewe hierna nie, maar dan moet ons sê ek sien inderdaad 'n nuwe hemel kom. Ek sien hierdie aarde nuut en vry omdat God self by ons bly. Wat daarvan kan jy nie nou sing nie en nou na verlang nie en nou nastreef nie. So kom ons kyk of dit ons kan help met ons eie verbeelding en ons eie verlange na 'n stuk nuutheid. Groen veld na die springkane. Kom ons staan en dan sluit ons af. Mag die eerste tekens van nuwe lewe so op moedverloorse vlakte by ons deurbreek. Mag ons die groen grassspruite wat deur die droë grond opstoot en groei
as dit ware ook vir mekaar uitdeel. Dat ons saam met Moos vir mekaar kan sê, ons is moedeloos, maar kyk, dit het begin. Die Here sal jou troos oor die verliese en verlore jare in jou lewe. God is met ons. Die Here sal jou troos. En mettertyd kan jy ook ander troos. Amen.